Is geweld die antwoord? Vandag 30 Junie voel ons samelewing gespanne. Daar is vrees, dreigemente, woede in die lug. Maar terwyl ons so na die nuus kyk of op Facebook die goed volg, moet ons dieper vra, is geweld, of dit nou is op straat of in 'n huis, op 'n plaas of in 'n bendeoorlog, is dit nie 'n teken van iets dieper wat seer is nie? Dollard en sy kollegas het reeds in 1939 daarop gewys dat aggressie dikwels saamhang met gefrustreerde doelwitte en verplaaste spanning. Wanneer mense weer en weer voel hulle word gekeer om veiligheid, brood op die tafel of menswaardigheid te bereik, dan kan woede 'n baie gevaarlike uitlaatklep soek. Nuwe navorsing van die World Health Organization reeds in 2026 verjaar met antwoorde bevestig ook dat geweld nie in 'n vakuum ontstaan nie. Faktore soos sosiale uitsluiting, onveiligheid, wanhoop, ander breë gemeenskapsprobleme dra by tot die risiko van geweld. Die geweld is selde die oorsaak. Dis die rook wat wys daar brand iets onder die oppervlak. Die hoop is dat ons nie net die rook hoef te bestry nie, maar ook die vuur onder die oppervlak. Ons word reeds herinner wat God van ons verwag in Micha 6 vers 8 as hy sê, Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Reg laat geskied beteken nie om die swakste te straf vir 'n stelsel se mislukkings nie, maar om die dieper oorsake soos werkloosheid, korrupsie, ongelykheid eerlik aan te spreek. Liefde en trou beteken nie om die vreemdeling, die gesinslid, die buurman, om hulle sleg te behandel nie, maar om hulle met waardigheid te behandel, selfs wanneer ons self bang of seer is. So vandag is 'n uitdaging om nie nog 'n stem van woede te word nie, maar juis 'n draer van geregtigheid, 'n draer van hoop. Waar haat normaal word, kan jou klein daad van omgee die patroon begin breek. Moenie moed verloor nie. Geweld is nie die antwoord nie. Leef geïnspireerd.